Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie Woensdagoggend. En ons is by Lukas 9 vers 1 tot 6 en hier gebeur 'n ongelooflike skuif. En dit help my dat ek weet dat Lukas het ook Handelinge geskryf. So hier sien ek iets van wat gebeur. Ons lees dit. Jesus het die 12 bymekaar geroep en aan hulle mag en gesag oor alle demone gegee en om siekes te genees, toe het hy hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en om die siekes gesond te maak en vir hulle gesê, moet niks vir die pad saamneem nie, nie 'n wandelstok of 'n reissak of brood of geld of 2 kledingstukke nie. Watter huis julle ook al binne gaan, bly daaroor totdat julle weer daarvandaan vertrek. En as enige iemand julle nie verwelkom het, wanneer julle daardie dorpie verlaat, skud die stof van julle voete af as getuienis teen hulle. Hulle het toe vertrek in die land van een dorpie na die ander deurgereis, terwyl hulle die evangelie verkondig en oral siekes gesond maak. Vriende, dit wat die 12 hier gaan doen, dis wat ons nou nog heeltyd in die evangelie lees, wat Jesus doen. So, wat ons hier sien is, hier kom 'n skuif. Die 12, wat ons nou weet later apostels genoem word, hulle sit Jesus se werk voort. So die manier hoe Jesus sy werk nou verder doen, is deur sy disippels. Dit bly natuurlik waar. En dan so 'n paar beginsels wat altyd waar bly. Die eerste een is dat ek en jy kan dit net doen wanneer Jesus ons geroep het. Jesus het die 12 bymekaar geroep en hy gee vir hulle die opdrag. Ek en jy kan dit net doen wanneer ons by Jesus ons geroep het en dan wanneer ons by Jesus was. Hy bly sentraal. So ek moet eers by hom wees. En dan kan ek dit. Dan sien ons verder 'n stuk afhanklikheid. Hulle kan dit net hulle eie doen nie. Hulle doen dit in die krag wat Jesus vir hulle gee, die gesag wat hy vir hulle gee. Maar ook selfs as hulle gaan, vat hulle nie goed saam wat hulle gaan nodig hê nie. Hulle is ook afhanklik van die mense vir wie hulle bedien. So hierdie hele ding oor afhanklikheid, dat ek nie op my eie is. Ek is nie 'n one-man show. Ek weet, dis nogal belangrik as ons aan die Here gehoorsaam is. Dat daar's 'n interaksie, daar's 'n afhanklikheid van mekaar. Wat ons sal goed doen om te verstaan. Mag ek en jy getrou die roepstem van ons Here hoor. Amen. Here, baie dankie dat U vandag nog mense gebruik en ook vir ons. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.